Welkom terug hier op Groot Plaas. Ons gas saam met ons vanoggend Peer Vlokhuis van BKB. Ons gesels 'n bietjie oor die geskiedenis van die Merino skaapras. Peer, goeiemôre en welkom op Groot Plaas. Goeiemôre Doopie, baie dankie, is my groot voorreg, baie dankie. Peer, so kan jy dalk vir ons 'n bietjie vertel van die herkoms en die ontwikkeling van Merino so deur die eeue? Ja, Doopie, die ovaalskaap, hy kom 'n lang pad met baie opdraandes en baie afdraandes, maar elke keer het dit bo uitgekom. Die geskiedenis sê vir ons dat omtrent 10.000 jaar gelede in Sentraal-Asië het die mense alreeds van soos ons dit vandag ken van die makskaap bewus geword, en die mense het vroeg reeds besef dat hulle skaap se huide kan gebruik om hulle warm te hou en ook om die vleis te geniet en te eet, soos ons vandag nog doen. En heel waarskynlik kom ons skaap vandag, die merino soos ons hom ken, op die wolskaap, kom van die wilde mouflon of die bergskaap van Suid-Sentraal en Suidwes-Asië vanaf. Nou ja, die vroegste skaapboere was glad nie bekend met woltruie nie, en aanvanklik is die skape maar net geslag en die vel met bedekking is gebruik as vir hitte in die winter. En eers omtrent hier so 3500 jaar voor Christus het die mens geleer om wol te spin, want daar stukke versenterde gebreide materiaal in Egiptiese grafkelders gekry, wat dateer uit so 5 eeue voor Christus. Nou ja, in die 5 tot die 15de eeu na Christus het skaapboere uitgevind dat skaap die mees produktiewe dier is om mee te boer, en vandag nog is dit so. Die ou beskawings het dan ook van die vroegste tye af botter en kaas gemaak, wat vandag nog gebeur, alhoewel nie op groot skaal die botter en die kaas nie, maar dit word wel gedoen, en dit is hoe hy ontstaan het omtrent Doopie daai tyd het. Nou Peer, wanneer het ons dan nou gesien dat die Merinos het hier in Suid-Afrika aangekom? Hoe lyk hulle ontstaan in Suid-Afrika? Doopie, toe Jan van Riebeeck in die Kaap geland het hier in 1652, was hier vetster tipe skape in die Kaap, dit hulle hier kom aantref, en die tipe skape wat hier aangetref is verbeter toe met die boere wat hier gekom het, en later sou die bekende Ronderop Afrikaner en Makwa Afrikaner en die Steekhaar Afrikaner ontstaan. Maar die Suid-Afrikaanse wolbedryf, die skaap en wolbedryf het ontstaan in 1789, toe 4 ras-egte Spaanse merino ooe en 2 ramme deur die Nederlandse regering aan 'n sekere kolonel Gordon aan die Kaap geskenk is. Nou ja, die skape toe hulle weggevind na Darling in die Boland, en daar die broers van Renen het met hulle begin boer, en hulle 2 susters was getroud met J.F. Reitz en met Michiel van Breda van die bekende plaas Soetendalsvallei hier op Bredasdorp, en hulle het ook van die skape gekry, die 2 susters, en daar het die merino sy bestaan gekry, en daarvandaan het hy gegroei en het baie groot geword, en as 'n wolproduserende land vandag, Doopie, is ons so 10de op die wêreldranglys. Ons is nie in dieselfde liga van kilogramme aanbetref wat Australië aanbetref nie, maar ek kan jou sê wat ons wolskeersels kwaliteit aanbetref, staan ons omtrent van die hoogste. En het ons uiters hoë standaarde en handhaaf is dit elke dag, en dis wonderlik om te weet hierdie ras het oorleef en hy het doen nog steeds sy ding. Nou Peer, kan jy ons dalk 'n bietjie meer vertel van die wolboomtyd? Ja, Doopie, dit was 'n besondere tyd in die merino bedryf gewees. As ek 'n bietjie teruggaan, in 1945 het die Tweede Wêreldoorlog geëindig, en die vrede het ongelukkig nie lank geduur nie, en hierso rondom 1950 het die Koreaanse oorlog uitgebreek, en dis bitterkoud in daai wêreld, en dis toe winter, en die soldate moet warm klere kry. En toe kom die westerse groeperinge van daai tyd, die meestal maar FSA en Engeland, en hulle koop die hele Suid-Afrikaanse wolskeersel op met een slag. Nou dit was 'n groot sluk gewees vir ons op die beker, en ons het goed gedoen met dit, en die wolpryse het met eens die hoogte ingeskiet, en om nou maar vir jou te vertel van daai terme van daai tyd, dit was nog die sterling tyd, ons het in ponde, shillings en pennies het ons gepraat, en die gewigte was nog in wol en ponde gemeet, en toe die wolprys op daai tyd op sy hoogste was, het boere hier van Heidelberg se wêreld het hulle 'n pond geld gekry vir 'n pond wol.
Ja, dis ongelooflik as jy dink wat dit vandag in terme sou werd wees. En so die wol besondere pryse vir die boere gebring en met eens het die ou wolboere in Suid-Afrika ongekende rykdom beleef en dit was 'n ongekende blou linttyd vir die Suid-Afrikaanse merino bedryf. En ons het mense baie geld gemaak in daai tyd. As jy my toelaat, Dobie, kan ek vir jou 'n storieetjie vertel uit daai tyd uit? Wel, Peer, ek dink kom ons hou gou net vas daar. Ons gaan net gou na 'n vinnige breek toe en dan vertel jy vir ons daai lekker storie, maar soos wat dit vir my klink, is hierdie merino skape pond vir pond altyd 'n goeie ding gewees vir die boere. Ons is nou weer terug op Groot Plaas net hierna. Welkom terug hier op Groot Plaas. Ons gaan saam met ons vanoggend Peer Vlokhuis van BKB en ons gesels 'n bietjie oor die geskiedenis van die merino skaapras. So Peer, net voor die breek het jy gesê jy het 'n lekker storie wat jy met ons wil deel. Dis reg, Dobie, dit gaan toe baie goed met die Suid-Afrikaanse wolboer en die Ofalskaap doen sy ding hier in Suid-Afrika en hulle vertel vir my dat 'n wolboer in Richmond se wêreld in daai tyd het toe 'n wolcheck gekry van 200,000 pond. Nou dis verskriklik baie geld. En in vandag se terme, as my ou tyd se sakrekenaar die som reg maak, dan moet dit hier rondom tussen 4 en 5 miljoen rand wees wat daai skeersel werd was en dis ongekende geld vir daai tyd gewees. Nou 'n ander storie in die omgewing van Schreidenburg in die Karoo het 'n boer vir hom 'n plaashuis laat bou en het daarvoor 12,000 pond betaal en om die ding nog beter te maak het hy 'n tuinontwerper uit Italië gebring om net in die goeie boeke van sy vrou te bly. Dan 'n meneer Jack Nicholson koop vir hom 'n splinternuwe Dodge motor uit die VSA vir 200 pond en hulle sê dis maar net wat die kinders en die werkers op die plaas die aftrekwolle wat hulle van die drade en van die bosse afgetrek het. En die Amerikaanse monsters het oor die met die V8 engines het oor die wêreld kruis en dwars gehardloop en dis 'n skreiende teenstelling met die depressiejare van die 1930s. Maar die mooi storie wat ek jou wil vertel is uit Vosburg se kontry. Die plaaslike dominee kuier by 'n plaasboer vir die middag en daai tyd het hulle nog 'n lekker huisbesoek gedoen en daar word heerlike gebakte skaapkop en stampmielies voorgesit en terwyl die ou dominee nog die skaapkop so sit te bekyk, merk hy 'n merkwaardige ding. Hy sien die skaap het goue tande en die storie versprei gou en kry dit sommer 'n natuurlike stertjie aan dat die skaap se tande is bedek met spoelgoud uit die waterstrome waaruit hy gedrink het. Nou kort voor lank kom aspirantgoudsoekers van oral oor aan grondpryse skiet die hoogte in en goudkoers pak vir Vosburg. Nou ja, nugterheid het uiteindelik daarom geseëvier en die kosbare kakebeen met die goue tande word 'n onderste poort navorsingsstasie toe gestuur om net seker te maak. En toe kom die teleurstelling. Dit was die merino met goue tande is glad nie ongewoon nie. Dit is maar net tandsteen of verharde speeksel wat soms so vorm op die tande. So dit was nou dit gewees die storie rondom dit gewees. Hoop hulle straik 'n gelukkie daarso en toe is dit nou maar net swak tandhigiëne gewees aan die einde van die dag. Ja. Hoorie, so kan jy vir ons dalk net 'n bietjie meer vertel, Peer, as ons nou kyk na ons moderne merino skape waarmee nou tans geboer word en daai is dit mouflon skape van ouds. Hoe ver verskil hulle van mekaar of is hulle maar nog baie dieselfde? Nee, wat Dobie, hulle verskil ongelooflik baie. Vandag se moderne merino is geteel. Ek dink ons is nou op 'n baie goeie plek wat hy is, het baie goeie bouvorm. Hy het uitstekende wol. Dis 'n dubbeldoelras en dit is die grootste ras in Suid-Afrika vandag. En die ander wolrasse is almal maar geteel uit die merino uit en hy is die moederras van almal. Maar nee, hy's ver van daai een af. Daai was 'n oorplooide tipe desjare gewees. Die ou mense het baie plooi geteel, gedink as hulle meer plooi teel, gaan hulle meer wol skeer en maak hulle meer geld, maar in die proses het hulle vrugbaarheid ingeboet en het hulle verloor in die ding, maar die nugtere mense so 'n klompie jare gelede het dis heel paar jaar gelede het die merino reg geteel en vandag sit ons met die moderne merino wat baie goed sy plek vol staan met uitstekende wolkwaliteit en uitstekende
vleis kwaliteite. So ons die ras het ver gekom, Doopie het ver ontwikkel, maar ek wil my verstout om te sê ons is miskien nou die naaste wat ons kan kom, wat dit kan wees. Onthou net as 'n ou teel met skape, het jy nooit klaar geteel nie. Jy teel nog jou lewe lank om by die ideale skaap uit te kom. Ons is nog nie daar nie, maar ons is baie naby en die ras is op 'n baie goeie plek. So jy het so 'n bietjie gepraat oor die natuurlik gehalte van Suid-Afrikaanse skaap. Kyk, ons Suid-Afrikaners hou daarvan om vir mense ook vinnig te vertel van hoe trots ons is op ons Karoo lam en so voorts. Maar wat is ons hoofuitvoermarkte wanneer dit kom by ons skaapvleis? Nee, ons skaapvleis baie van hulle word uitgevoer na die Midde-Ooste natuurlik nou ook nog maar met hierdie oorlog wat nou daar gewees het, dit is groot probleme met dit. Maar baie van die vleis word binnelands gebruik en dit is 'n goeie mark binnelands. Maar ons wol gaan meestal China toe. China is die grootste koper van ons wol op die stadium en daar gaan ook van ons wol na Europa. Maar ons het baie goeie kwaliteit wol. Ons wol is van die bes geklasseerde skeersels in die wêreld en baie goed en bekend daarvoor. En dit doen goed in die nismarkte van die wêreld wat die wol aan betref. Die stel belang in ons wol. Ek koop graag ons wol. As jy vandag vir 'n vrou in Europa kan sê wat in 'n winkel instap dat hierdie wol, hierdie trui wat hier hang, kom van 'n plaas in die Karoo wat 10 geslagte met merino skape boer en hulle kyk mooi na die skape, hulle kyk mooi na hulle werkers, hulle kyk mooi na die omgewing, hulle kyk mooi na die plaas, dan tel dit net meer soveel punte en dan kan jy amper vra wat jy wil vir daai trui, daai vrou sal hom koop. So dit is 'n belangrike ding wat ons moet weet in die wêreld dat ons moet kyk na ons diere, ons moet kyk na ons omgewing, ons moet kyk na ons plase, ons moet dit wat ons het moet ons bekendstel en sê vir die mense wat ons het en dan het jy 'n produk wat ek dink wat baie goed sal doen in die wêreld. Pierre, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Is lekker geweest om met jou te gesels oor die geskiedenis van die merino skaapras in Suid-Afrika en jy moet asseblief vir my een van daai mooi skaap dassies van jou ook aanstuur as jy 'n kans het. Dit is al waarvoor ons tyd het vir Groot Plaas vir vandag. Ons hoop jy het dit saam met ons geniet en dan kuier ons weer môreoggend saam.